dankie Donnie vir die voorreg om my getuienis vandag met julle te kan deel. En ek het aan Isaria Luru wat my gevra het om dit te kom deel en dit is my voorreg. En ek is bevoorreg om so iets te kan deel in die verhouding wat ek het met die Here. En nou basies my getuienis gaan maar oor die laaste 5 of 6 jaar van my lewe en die journey wat die Here met my gehad het. Dit was maar 'n moeilike journey. Ek was maar 'n bietjie al harde kwas jongman gewees en die Here het my bymekaar gehark. So basies daar's getuienis wat ek het van vroeër in my lewe, maar ek gaan maar begin by van my pa se dood af. En my pa was my rots en hy was my steunpilaar gewees. Ek spot altyd, ek sê my vrou sal nooit nommer 1 in my lewe kon wees as my pa nog gelewe het nie. Ek en hy het 'n baie spesiale band gedeel en baie spesiale verhouding gehad en ons het basies alles van mekaar af geweet. En in 2018 ewe skielik verloor ek my pa oornag en daarso begin my getuienis. Daai was vir my 'n begin van 'n baie moeilike tyd in my lewe. En voor ek my weer kon kry, 'n jaar later so kom kuier familie vir ons en ons gaan na 'n restaurant toe, na 'n sportsbar toe waar hulle lekker steak and chips en so aan verkoop. My tannie was toevallig daai tyd spesifiek vir steak and chips. Ek hoef nie my bene as hier voor die kamera nie. Ons gaan toe na die restaurant toe en dit was maar vir my 'n bitter moeilike dag en omdat ek my eie workshop het, alles werk nie altyd uit soos dit moet nie. En ek is die dag baie geïrriteerd en so aan, maar nou ja, ons gaan sit en ons bestel kos. En oorkant die restaurant is daar 'n vulstasie waar ek baie brandstof ingooi en so aan. En die persoon wat daai tyd die vulstasie nog nie 24 uur diens gelewer nie, so hulle het so 9 uur in die aand toegemaak. En nou wat gebeur het, dit moes die joggie se kar gewees het wat deur sy vriende gebring is. Maar nou is hulle onder die invloed van drank, lekker dronk en hulle kom en hulle ref die kar en alles. Nou hoor dat ek maar seker in die beroep is, jy voel jammer vir 'n enjin wat so gery word en dit is ook irriterend. Nou jy's tussen 2 hoë geboue en die klank weer galm heen en weer. Jy probeer saam met jou familie ete geniet en jou dag was klaar nie wel nie. Omdat ek die persoon ken, die petroljoggie en sy kar en so aan, ek gooi amper op 'n daaglikse basis daar se brandstof in. Sê ek met aan die man, kom ek gaan praat gou met jou, ken hom, en ek is daar so af met die trappe en ek is na die persoon toe, maar toe ek daar onder kom, toe word ek gekonfronteer deur die vriende wat sy kar vir hom gebring het, seker nou by toemaaktyd, en hulle so dronk soos kan wees, en natuurlik ook 'n kop of 2 langer as ek, en nou is ek baie geïrriteerd en ek vra hulle samewerking en hulle bly net goed sê soos ja, dis my kar, ek sal maak wat ek wil en wat gaan jy daaraan doen en al daai goeie ek hulle het maar platant vir my uitgelok. En my oorspronklike terugvoer aan jou is dit is jou kar, maar jy kan nie doen wat jy wil nie, dis 'n publieke area, so kom ons respekteer mekaar, laat julle nou nie so raas, ek probeer met my familie ete geniet hier in die restaurant, en hy sê hy hou aan met sy storie, ja, dis sy kar, wat sal hy doen, wat sal ek maak, en so, dis uit my maar platant uitgelok. Ek is geensins in my lewe ou gewees wat vuis geslaan het of beklei of wat nie, inteendeel ek was altyd die ou wat geboelie was eintlik op skool. Maar voor ek my kon kry, het die een persoon weer die kar geref en dit was nie beplan nie. Voor ek my kon kry, het ek die ou 4 houe geslaan, waarvan 2 eintlik goeie houe was. Nie dat ek eintlik enige ondervinding gehad het nie, ek die duiwel het seker maar ook so beplan. En voor ek my kon kry, is die ou uitgepas in die middel van die teerpad en hy was onder invloed van alkohol en wie weet wat nog, jy hoor mos maar in die dorp van die ou hoe hy wat sy gewoontes is. En voor ek my kon kry, is die ou uitgepas en hy word nie weer wakker nie en hy word 5 dae later eers in 'n koma wakker in Windhoek, hy is 5 dae in 'n koma. En nou ek verstaan die ding het nou al voorheen met hom ook al gebeur dat hy so uitpas, hy het seker maar 'n kondisie. Maar natuurlik toe gryp die mense mos nou maar weer die kaarte en hulle speel dit. Ek verstaan daai tyd was daar soos 'n dorpraadsverkiesing of so en die manne het maar 'n bietjie hulle liggame rondgegooi om gunste te wen by die media en so aan. En maar dit het Saterdag aand gebeur
en die maandagoggend kom arresteer hulle my toe. Ek gee my samewerking so aan, jy weet, hulle sê toe vir my daar's 'n klag teen my, en jy weet, tot my skok is dit poging tot moord. Ek was eers bewus dat die ou gedink hy word dalk later weer wakker of so, ek het omgedraai en weggestap, en toe leer ek vir die eerste keer dat hy bewusteloos was en nou nooit weer bygekom het nie. En het tref my toe, dis my diep skok, maar hulle lees toe vir my regte voor en sê vir my, dat hulle my aankla vir poging tot moord en my in hegtenis neem en al die goeters. Nou, gewoonlik as jy vroeg in die dag in hegtenis geneem word, kom jy nog dieselfde dag partykeer in die hof voor of die volgende oggend. Maar ek kom die volgende oggend voor en nou is die klag teen my en ek het, jy verdedig mos maar jouself, jy staan nou nog geen prokureur of wat ook al nie. En hulle sê vir my, klagspoging tot moord en oor ek 'n vlugrisiko is, weier hulle my borg, en ek kon dit toe nou nooit verstaan nie. Nou op die einde sê hulle vir my, dis waar ek 'n Suid-Afrikaanse paspoort het, dat ek 'n vlugrisiko is. Ek was 10 jaar of wat laas uit die land uit gewees, ek bly hier so, ek is lief vir die land, ek het geen besigheid in Suid-Afrika nie, ek is getroud, ek het kinders, ek het 'n lewe hier so, ek stel my belang om rond te ry nie. En dit kom tot 'n groot skok, 'n week later doen my prokureur na 'n hele paar rand, doen hy 'n formele borgaansoek en hulle laat my toe 'n borg vry van R8.000 wat ook ongehoord is, want meeste mense kry so, as jy so 'n hoë borg kry, renosterstropers en verkragters en rowers, hulle kry sulke tipe groot borge, as jy borg kry. En hulle rede nou is nou dat dit oor ek 'n vlugrisiko is, wat ek nie kan verstaan nie, want of jy my nou R100.000 borg vra, of jy my R1.000 borg vra, as ek wil hardloop, gaan ek hardloop, dit maak geen sin die geld nie, ek bedoel, 'n ou wat vlug, waar hy nie oor die geld nie. Maar ja, dis die rede wat hulle aanvoer. Ouens wat daai naweek wat ek aan die ou geslaan het toevallig 2 ouens in die lokasie mekaar met messe gesteek. Hulle is daai volgende dag uit op borg vir R2.000 elk. Ek met messe gesteek, ek het die ou met die vuis geslaan, ek het nie eers 'n mes gebruik of wapen gebruik nie, so, wat er gebeur is, ek kom eventueel uit op borg, maar net voor dit, as ek nou in die tronk vir daai week, en familie het my gesin het vir my Bybel gebring, nou op daai stadium in my lewe het ek maar 'n half verwoeging gehad met die Here, en as natuurlik, my Bybel was lekker dik van die stof, ek het hom min gelees daai tyd, maar ek begin hom lees, ek weet ook nie waar om te begin, ek begin maar by die 4 evangelies, jy hoor maar altyd die manne praat van as jy 'n nuwe disciples van die Here of so, begin by die Nuwe Testament of begin by die 4 evangelies, dis boeke waarmee mense kan vereenselwig. En ek begin by Matteus, en ek lees dit toe deur, en op die einde van Matteus maak ek toe aan die Here 'n belofte, en dit is seker moeilik, jy moet, as jy belofte aan die Here maak, moet jy daarby hou, en dan gaan die duiwel vir jou kom. En ek besef toe later hierdie is dalk die oorlog wat die duiwel met my begin het, nadat ek hierdie belofte aan myself en aan die Here gemaak het, en ek graag het vir julle lees in Matteus. Ek skryf hier aan die einde, ek beloof vandag aan myself om diensknegt te wees, soos Nehemia, om God se koninkryk altyd eerste te stel, en te staan as 'n soldaat in die koninkryk van God. Ek kies om 'n disipel te wees van God, en om nooit te ontken voor mense nie. Dankie Abba Vader, dat U vir my sondes gesterf het, en dat ek 'n belofte het van die ewige lewe met U. Dit was baie spesiaal toe gewees, en so 5 hoofstukke verder, in Markus 5, vers 41, lees ek toe oor die dogtertjie van Jairus, en die Here kom by haar, en hy sê vir haar, of die mense is te bekom, hulle sê die dogtertjie is dood, en die Here sê hierso, hy gaan binne in die huis en hy sê vir hulle, waarom gaan julle so te kere, en hoekom ween julle, want die kind is nie dood nie, maar hy slaap, en hulle het vir hom uitgelag, maar hy het almal uitgedryf, en die vader van die kind saamgeneem, en die moeder, en die wat by hom was, en ingegaan waar die kind lê. Toe gryp hy die hand van die kind en sê vir haar, Talita Kumi, wat as dit vertaal word beteken,
dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En toe ek hierdie stuk lees, toe gee die Here vir my 'n visie. En dadelik weet ek, dit beteken, my vrou is verwagtend, sy is swanger. En dis vir my toe so amazing, dit is net een van daai oomblikke in jou lewe, wat jy weet wat dit beteken, jy het geen twyfel daarin nie. En ek weet, my vrou is toe, verwagtend met 'n dogtertjie. En 'n dag of wat later kom kuier sy na nou gee vir my, hulle kom sien my gou daarso, en hulle laat my toe, laat sy gou vir my 'n paar goedjies gee. En ek sê vir haar, my skat, jy is swanger. En natuurlik lag en giggel hulle vir my, want dit is mos nogal 'n bold statement, sy weet self nie, sy is swanger nie, hoe kan ek vir haar so ietsie sê? En ek sê vir haar, die Here het my gewys, jy is swanger met 'n dogtertjie. En sy sê vir my, nee man, jy is laf, maar na die kuier gaan hulle huis toe, en na die week wat ek toe nou borg kry, en by die huis kom, so 'n paar dae later gaan sy, en sy gaan doen 'n toets. En sy kom by my, sy sê, liefie, ek is pragtig swanger. Ek sê, nee, ek weet, dit is 'n dogtertjie. En so dat tyd nou maar verbygaan, en wat jy nou, na 'n sekere tydperk, dink dit is 8 of 6 weke, of so, dan kan jy nou begin geslag sien, en so, en as jy gelukkig is. Maar die swanger kan nie heel duidelik wys nie, en die dokter sê, nee, maar sy dink dit is 'n seentjie. En my vrou vertel toe ook vir die dokter van die storie, en sy sê, nee, maar het lyk vir haar soos 'n seentjie. En tweede sonaar, en 'n derde sonaar, en sê, nee, sy is oortuig, dit is 'n seentjie. En so kom my vrou by my by die huis, en sy sê, jong, dis wat die dokter sê, jy sê 'n ander ding, ek sê, wat sê jy vir die dokter, hy weet nie waarvan hy praat nie, want die Here het nou vir my die goed gewys, en die helfte is waar, hoekom sal die ander helfte nie waar wees nie, jy is swanger, en so aan. So ek glo die Here het my so duidelik gestel, dat ek weet, dit is 'n dogtertjie. En sy sê, kan nie maar goed, maar jy weet, 2 of 3 weke later gaan sy nou vir 'n 3D scan, en sy nou duidelik kan sien, en so aan, en sal die dokter dit nou in 'n koevertjie sit, en huis toe stuur. En hulle maak toe ook so, en ons wil toe nou die dag, sommer nou, weet, vir ouma en die ander kinders, en so aan, laat weet wat ons verwag, maar obviously wil ons eers self uitvind, tussen my en haar. En ons sit sommer daar voor in haar kar, daar voor die garage deur. En, almal hardloop buite rond en in die huis en so aan. Dis nou die enigste rustige plekkie wat ons het. En ons sit daar in die kar, en sy sê weer eens vir my, ons neem dit af op video, sy sê, liefie, ek wil jou net vra, neem dit in gedagte, dat die dokter het 'n paar keer gesê, dit kan 'n seentjie wees, dat jy teleurgesteld is nie, want ek weet as jy jou hart op iets sit, dat die teleurstelling is mos net soveel groter. Ek sê, nee, is reg, met Januarie nie, maak op die koevertjie, dit sal 'n dogtertjie wees. En nee, is reg, sy glo ook so, want sy weet nou, as haar man so erg oor iets voel, is hy baie keer reg. En sy maak die koevertjie oop, en is 'n dogtertjie. Ek sê, nee, is reg, nou is ons op die regte pad, en alles, ek het volhard in geloof, ek het nie een oomblik getwyfel, terwyl die jury teen my is nie. En so vra mense my oor wat gebeur het in die week in die selle en alles, en ek vertel hulle van die storie, en die Here het my gewys, my vrou is swanger, en dit is 'n dogtertjie, en dis 'n great getuienis alleen, weet, en ek sê vir hoe opgewonde ek is, en hoe geëerd ek voel, om 'n pappa te wees, wat voor die mamma geweet het, dat sy verwagtend en swanger is. Ek het eendag op 'n Oprah Winfrey show gekyk, waar ou vermoed het, sy vrou is swanger, want sy gaan meer in die nag toilet toe, maar sy trek nie die toilet nie, want hulle is bang, hulle maak die ander babietjie wakker. Sy slaap seker nou nie so vas in die hand nie. En hy gaan vat 'n pregnancy test, vat 'n monster, en weer op die einde van die dag toe verras hy haar die volgende oggend, sê, hoorie, ons verwag, en so aan, dis wat gebeur het, en dis wat ek gedoen het. En om een of ander rede vandag, jy sien mos baie goed in jou lewe, is dit vir my altyd spesiaal, en ek het gedink, hoe spesiaal is dit dat die pappa dit so iets oorkom, of so iets weet, of even so oplettend is. En ek is in ekstase, dit het met my gebeur, het is goed dat jy op TV sien, en het gebeur met my in 'n klein dorpie hier in die middel van Afrika. Jy dink mos hierdie goed gebeur net in Amerika. En dus so gaan ek en ek vertel vir mense hiervan, en ek maak die Here se naam groot, en die storie gaan aan. Nou vir 2 dae kort van 3 jaar gaan hierdie hofsaak aan, hierdie poging tot moordsaak teen my. En elke keer, as ek vol vertroue, ek het hierdie verhouding met die Here, ek het geen vrees nie.
Weet wat Romeine 8:30 sê, weet of 31 sê is, as die Here vir jou is, wie kan teen jou wees? En ek weet, op 'n ander deel was daar ou wat ook voor die gereg moes staan en die Here het vir hom gesê, moenie bevrees wees wat jy gaan sê in daai uur nie, want ek sal jou dit te kenne gee. En so gaan ek elke keer in, en ek is nie eers bevrees oor wat ek gaan antwoord nie, ek hoef nie eers te resiteer wat ek sê nie, of wil sê nie, want ek weet, die Here maak my kalm, en dit wat ek moet sê, sal ek sê, weet. En nou staan ek daar, maar iewers kry die duiwel vir my weet, hy sien, dit gaan te goed met my, en iewers moet hy die handrem aantrek. En hy sê, die laaste 2 keer, ek is nou so moedeloos, het gaan al 3 jaar amper aan hierdie hofsaake in en uit en in en uit. En daai laaste 2 keer, besluit ek man, die feite is agter mekaar, die meeste evidence is ingehandig, alles, die testimonies is gegee. Wat kan ek verander in die saak? Die uitkoms gaan die uitkoms wees. En dis 'n groot foto wat ek maak. En nou, toe ek in die koerant was, in die tronk was, skryf die koerante toe nou natuurlik, ja, weet, dis mos nou natuurlik 'n rassekaart ding, is nou 'n wit ou teen 'n swart ou, racially motivated attack, lands man in ICU. Dit gaan my verstand te bowe hoe hulle so vinnige storie kry in 'n dorp wat min mense van weet, en natuurlik gryp hulle die rassekaart. En ek voel so verraai, want buite in die wêreld is 'n prentjie van my wat ek nie is nie. Ek weet ek is erg oor my kultuur en al die dinge en my sienings oor dinge in die lewe, maar definitief is ek nie 'n rasis nie, weet ek weet nie waar so 'n woord bestaan nie, maar ek voel meer soos 'n culturalist, so ek weet, want dit gaan vir my oor jou kultuur nie, oor jou velkleur nie. En so ek voel verraai, en daai laaste dag in die hof, weet, ek moes 'n getuie gebring het om my deel van die storie ook te vertel, weet, en weet, dit is altyd goed as jy 'n getuie het, weet, selfs te praat as jy, en daai persoon het sy getuie, en op daai dag sê my prokureur vir my, nee man, ons saak is agter mekaar, ons het 'n goeie saak, ons hoef nie te worry oor die getuie, en ek sê, nee maar jyne, ek wil hê moet kom, en dat hy getuig, en het sê wat ek gesê het, ek staan in hierdie hele hofsaak alleen, sy sê nee man, die saak is agter mekaar, man, minder as 10-15 minute later, vonnis hulle my 18 maande tronkstraf, en ek weet, ek voel verraai, want ek weet dat dit 'n groot verskil sal maak vir my witness, die persoon sê inteendeel vir my, jy het nie eers 'n witness gebring wat jou storie kan back nie, en oor algemeen moet die hof die staatgetuie se getuie bo jou kies, of kom ons sê, oorweeg of so, in ag neem, maar jy het nie eers 'n getuie nie, en daar val my hele saak aan mekaar in. Toe ons nou mitigation en litigation doen, verhardende en versagtende omstandighede, toe noem ons, ek het permanente werkers wat vir my werk, wat hulle werk gaan verloor, ek het 'n peetkind wat by my bly, waarvoor ek sorg, ek het 'n familie in Windhoek, wat ek ondersteun en help, weet, dit gaan maar met hulle swaar, ek het 'n ma wat gesondheidsprobleme het, weet, ek is bekommerd oor wat met haar gesondheid gaan gebeur as ek nie daar is nie, weet, en die Here het my in so 'n posisie gesit, dat ek weet na almal kan 'n bietjie kyk en help, en dit het vir hulle absoluut niks beteken nie, die feit dat 4 mense hulle werk verloor, dat mense wat afhanklik is van jou nou sonder kos gaan sit, en wat ook al, die moontlikheid daarvan, en hulle sê nee, maar al die goed in ag geneem, ons stuur nog steeds 18 maande tronk toe, en my wêreld val in mekaar, en ek voel verraai, en ek is, weet, nou is jy die mekaar, jy weet nie wat om te verwag nie, jy hoor al die goed op TV van tronke, en al die dinge, en nou is ek bang, en ek sit nog 'n paar dae in die aanhoudingsselle, en hulle vat my toe nou weg tronk toe, maar intussen wat nog gebeur het, na my pa se dood, my dogtertjie word gebore, en ek moes die dalk bietjie vroeër genoem het, maar net na my pa se dood, so 'n jaar later word my dogtertjie gebore, en dit is in daai tyd wat COVID kom, en almal in lockdown is en by die huis moet sit, en die amazing journey wat ek mee stap, en vir almal vertel van die dogtertjie, sy is gebore, en sy is by die huis, en mense kom kyk, en weet, die wat nou daar kan uitkom, en maar sy huil baie, daar's baie keer wat sy huil, en so aan,
ons het al 'n vorige kind so, ons dink is maar windjies, weet, en dan draai jy maar die babietjie, sit hom op die skouer, klop jy ruggie, jy doen maar 'n paar goedjies, gee 'n bietjie, wat is daai grape water of wat hulle die babas gee vir die winde, en dit help nie, weet, na 6 weke of so, is ek so moedeloos, en papa se hartpyn, want hierdie dogtertjie, sy huil so baie, en is nie lekker nie, man. En ek sê vir my vrou, jong, kom ons maak plan, en kom by die dokter uit, sodat ons kan uitvind, is daar nie 'n ander manier om die windjies uit te haal, of wat ook al nie, en so aan. En, sy is toe, dis seker nou maar hier oor Vrydag of Saterdag, en sy is die Maandag of so, Maandag of Dinsdag is sy, Boetswarongo toe dokter toe vir 'n afspraak, en die dokter bel my en sy sê vir my, hoorie Philip, julle moes hulle in Windhoek gewees het. En sy sê, daar's fout met julle kind se hart, en net daar verander alles. En sy vrou moet die ambulans stuur, ek sê nee, kom met die kar, jaag deur, kry my vrou en kinders in Windhoek, in Boetswarongo, en ons jaag deur Windhoek toe, kom daar, en hulle is gereed vir ons, die dokter het vooraf laat weet, en ons kom daar, en doen die toets, en ons sê meneer, jou kind se hartare, die 2 hoofare is omgeruil. En met ander wat nou gebeur is, in plaas van dat die hart nou bloed met suurstof pomp in jou liggaam, en werk in 'n basies in reverse, en hy pomp nou blou bloed in, wat ons nou weet, deoxygenated blood is. En met ander woorde, weet, as hy so huil en so blou raak, dan is dit oor dat, weet, suurstof wegraak van haar brein af, en dat hy soos half wil uitpaas en terugkom en alles, en net daar besef jy wat die laaste 6 weke gebeur het, en dat met daai trauma begin, want jy weet dit moet vir die kind dalk pynvol wees, of baie ongemaklik wees, vir 6 weke gaan dit nou so aan, jy het gedink is winde. En as ons in Windhoek, en die dokters het daar op masjiene en toetse en so aan, en hulle laat weet ons, hierdie kind moet 'n hartoperasie gaan kry, en maar ons moet nou 'n dag of 2 wag tot, is nou in COVID tyd, so weet, alles moet goedgekeur word, elke vlug, elke doktersding, en hulle wag vir die raad van die hospitaal om te besluit of ons weet Kaap toe kan vlieg, en of daar plek is, en die hospitale is oorvol, en hulle sê maar weet, net die ma van die babietjie, of net een persoon sal kan saamvlieg, omdat dit COVID tyd is, en weet, en spasies is beperk. En ek sê vir my vrou, okay, weet, sy het 'n geboortesertifikaat en die goedjies nodig, kom terug oudjie toe, kry ek gou die goedjies agter mekaar, en ek stuur dit saam met iemand vir jou Windhoek toe, en dan die volgende dag behoort jy uit te vind wat die antwoord is, en of jy kan Kaap toe vlieg. En ek het net die koevert met die goedjies afgegee, by die persone wat dit vir my na Windhoek toe vat, en kry ek oproep van my vrou, en sy sê, hoorie my skat, die hospitaal sê, jy moet dalk maar self kom, weet, dinge lyk nie so goed nie, en joh, toe kom ek nou agter hoe ernstig dit is. Dit nie is reg, gaan haal weer die papiere by die mense, die dokumente, en ek spring in die kar, en ek jaag Windhoek toe, een groot spoed. En hier tussen Okanja en Windhoek praat ek met die Here, maar hele pad praat ek met die Here, maar ek voel of hy langs my in die kar sit, nog nooit in my lewe het ek die Here so naby my beleef nie. En ek praat met die Here, maar omdat ek so realisties dink, weet ek sê, Here, hierdie kind het jy vir ons gegee, ons is die ouers wat toesig hou oor die kind, dis 'n geskenk aan ons, en jy het ons, die kind in ons toesig geplaas, so weet, Here, dis my dogtertjie, maar net soveel, dis u kind ook, weet, as dit u wil is, en ek kom by die hospitaal aan, laat sy tog okay wees. En ek huil by die Here, en die kar kan nie vinnig genoeg ry nie, en kom daar in Windhoek, en jaag by die parkering in, en toe ek daar kom, en die nurses hardloop na my toe weet, dis. Okay, so nou kom die nurses na my toe gehardloop, en hulle sê vir my, hoorie, Philip, maar hulle vat jou eers een kant, en toe weet ek duidelik wat gaan aan, en ek sê, ek wil net by my dogtertjie wees, ek wil net by my vrou wees, ek wil net by hulle wees, en hulle sê vir my, okay, maar ons moet nou net vir jou sê, wat gebeur het, ons het 'n paar keer babietjie bygebring, weet, ons het al weet, hartmassering gegee, en alles, ons het geweet, jy is op pad, en so aan, en toe maak het eers vir my sin, want kort bel, hier van Okanja af, bel my vrou elke 10 minute, hoe ver is jy, en min wetend weet ek dat, so bly sy, weet, basies heen gaan, en so bring hulle al by, sy sê, ek wil net die pa moet net sy dogtertjie sien,
Ek kom daar in, hulle vat my een kant toe en ek besef toe wat aangaan. En nou sit ek daar so met die dogtertjie, sy het nog 4 warm toegedraai in die hospitaalkleed en ek was my klaar bitter erg om haar te sien, meen daai arme babietjie, sy lê daar so, sy klierpype en haar alles wat daai dogtertjie of daai babietjie op daai ouderdom wil hê, is net sy ma se naby, ek meen as hy so sleg en nie lekker voel nie. En hierso lê sy net met 'n pype en haar ma se by haar nie, mens sy hoor haar stem, maar ek meen daai nabyheid is nie daar nie. En die dogtertjie lê in my arm en ek huil en ek groet, ek weet mos nou dis nou verby en hier is nou jou kans om te sê wat jy wil sê. Nou praat ek met die dogtertjie en ek vertel vir haar hoe lief ek vir haar was en ek sê vir haar, weet hoe het ek uitgesien na hierdie amazing journey en lewe saam met hierdie dogtertjie en hoe trots ek op haar is en hoe ek haar gaan mis en die koue realiteit sak in dat as ek daai babietjie nou daar neersit, is dit die laaste keer in my lewe wat ek haar sien. En dit is so moeilik, ek gaan 2-3 keer terug in die hospitaalkamer om te groet. Ek sê, ek wil nog net een keer groet en ek onthou so mooi die laaste soentjie op haar voorkop was sy eie skout gewees. En toe ek so kyk, hier was hy so in my arms gelê, hier op my pols, is nou so 'n kolletjie bloed wat nou so deurgesyfer het. En jy besef tyd, jy moet klaar kry, weet, na 'n uur gepraat te gaan, heel daar binne, besef jy, nou moet ons gaan, jy besef, dit is nou al koud. En dit was my bitter erg gewees, want ek dink dit is 'n groot droom van 'n meisiekind en haar pa, daai dag wat jy in die gang afstap met haar op haar troudag, en om een of ander rede het dit my baie gepla, want nooit in my lewe gaan ek nie voorreg gee om my meisiekind in die gang af te stap nie. Iets wat 'n groot gebeurtenis is in 'n pa en dogter se lewe. En sak dit syfer al hierdie informasie in en so en ons ry die volgende dag terug uit toe ons moet nou begin begrafnisreëlings tref en so aan. Jou vrou is maar stil in die kar, jy stil in die kar. Nou en dan kom iets op wat jy herinner aan die baba en dan weet kom die trane maar weer. En ek het al hierdie vrae, ek sê, Here, hoe gee jy hierdie dogtertjie vir my op so 'n spesiale manier? Gewoonlik is die band tussen 'n ma en 'n kind baie goed, mos jy mamma dra daai kind 9 maande lank en sy voel die beweging binne aan haar en sy gesels beweeg die babietjie. Maar in hierdie geval met hierdie kind is dit vir my so spesiaal want ek het voor die maag. En met ander woorde, nou is ons terug op pad uit toe en ons moet begrafnisreëlings maak en ons weet nou van al hierdie dit is nou einde van iets en ek het gevra en weet natuurlik jy is 'n mamma ook maar ek as 'n pappa wat nou hierdie hele journey beleef het en dit was my so super spesiaal. Dit het tot einde gekom net. Daar's my met so baie vrae en so gaan in hierdie tyd het ek baie wroging, ek het baie vrae. Ek sê regtig kwaad vir die Here nie. Ek het vir die Here mos nou gesê, weet hierdie is nou jou kind wat jy aan my gegee het. Ek het nie 'n sê daaroor nie, maar ek smeek en huil vir die Here. Ek wil asseblief my dogtertjie gesond hê, weet en ons glo en ons vertrou en ons sal die naam aanhou groot maak as weet na die operasie en as dit goed is, weet alles goed gaan en so aan. En maar natuurlik gebeur dit nie en weet voor ons self kon kry begrawe ons kind. En ons ry terug en al hierdie goed gaan deur jou kop en jy het vrae en so gaan die tyd verby en ek het nou hierdie hofsaak wat voor my lê. En so is dit in en uit die hof en later raak dinge te veel en jy verloor dalk bietjie moed en spoed en geloof en al die dinge. En ek hou nie vas aan die beloftes van die Here nie en ek volg nie die reëls van 'n verhouding met die Here nie, weet ek woon nie meer altyd al die geestelike byeenkomste by nie en ek bly nie meer in my woord nie want ek sal nie sê kwaad nie maar weet jy wil het my nou 'n bietjie beet oor hierdie storie. En nou nog eers my pa se dood, toe my dogtertjie se dood en toe nou die tronk, die hofsaak goeters en daai oggend is ek so in 'n warboel, so in 'n situasie vasgevang waar al hierdie my hele wêreld het net vir die hoeveelste keer in hierdie paar jare ineengesak. En
ek weet, ek gaan nou vir 18 maande tronk toe, later leer jy eers, jy gaan dan weet op parol dalk uitkom as jy goeie gedrag het en al die dinge. Maar vir die eerste keer in my lewe begin en ek lees my Bybel van voor tot agterdeur, vir die heel eerste keer in my hele lewe. En ek werk 2 keer deur die storie van Job, en ek huil saam met Job, en ek vra vir dieselfde vrae wat Job en sy vriende aan die Here vra, en hoekom kom die goed om oor, en ek smeek saam met hom, en ek huil saam met hom, en ek vereenselwig my met die storie van Job. En toe ek seker die tweede keer klaar met Job nou in daai tyd in die tydperk in die tronk, iewers het iets my getikkel weet dat ek moet gaan antwoorde soek in Job, want ek weet ek vereenselwig nou met Job. En toe ek die tweede keer klaar met Job, toe kry ek vir die eerste keer en sê 5 jaar wat berusting oor my pa, en oor eerste keer in 4 jaar berusting oor my dogtertjie wat dood is. En toe begin daai dinge vir my oopgaan, daai hoekom die Here my tronk toe gestuur het. Ek is toe eintlik soos die verlore seun. Ek was ver weg gewees van die Here af, en hy het hierdie situasie gebruik om my nader te bring aan hom. Die eerste keer in my Bybel deurgelees. Ek het berusting gevind in Job. Ek verstaan die Bybel beter as wat iemand nog ooit aan my kon verduidelik, en natuurlik ontrafel hierdie dinge, en jy raak toe nou meer dankbaar. Maar dit is moeilik, dit is 'n moeilike 9 maande in die tronk. Jy het 'n vrou en kinders en 'n gesin daar buite. Jy weet hoeveel dinge jy verloor en wat tot stilstand gaan, en jy weet daar's lenings en goed wat nie betaal word nie terwyl jy in die tronk is. Jy weet nie wat gaan die toekoms wees as jy buite kan kom nie, wat gaan oorwees van wat jy besit. Jy hoor dinge gaan soos jy gedink het met jou maal of jou ouers in Windhoek, en jou familie in Windhoek, en jy weet dinge by die huis is nie lekker nie, en jy probeer van binne af, maar met min resources probeer jy planne maak om te sorg dat jou gesinne en jou families en so aan daarom survive terwyl jy daar was. En dit is my so moeilike tyd, want om een of ander rede, terwyl al hierdie belangrike dinge in my lewe gebeur, is dit die 9 maande wat hulle my tronk te stuur. Ek mis my tweede seentjie se geboorte, ek mis my oudste seun se eerste dag graad 1. Onder andere nog klomp ander dinge, maar met sulke belangrike mylpale in jou lewe. En is moeilik, want jy weet jou vrou verwag, en jy weet dit is moeilik by die huis, jy weet daar's baie druk op haar, en jy kan absoluut niks aan doen, jou hande is afgekap. Mense se redenasies of hulle worry net pleinweg glad nie oor wie jy is of wat, nie dat ek sê spesiale aandag moet kry as jy sekere mense in die tronk is nie, maar die tronk is 'n nuttelose plek, want hulle sê jy gaan daarso om korrek te word, om iets te leer, maar daar word net niks gedoen in die klein fasiliteit waar ek is nie, daar word net geen rehabilitasie toegepas nie, jy gaan vir 'n 5 of 6 dae kursus hier in die einde as jy naby aan jou parol kom. So al hierdie goed is sinneloos, want daar's nie rehabilitasie nie. Maar op die einde van die dag, na hierdie hele journey, na ek uit die tronk uitgekom het en mense my so warm weer terug ontvang in die gemeenskap. En mense sê ons het aan jou gedink, en dit wat lekker as jy sit daar in die tronk, mense stuur vir jou boodskap, as jy voor die Philip, ons bid vir jou. En nog nooit in jou lewe het enigiets vir jou was vir jou van soveel waarde of so groot geskenk as om te hoor, daar's 'n oom daar buite wat sê, hoorie Ruda, sê vir jou man, ons bid vir hom. Laat hy vasbyt. Om een of ander rede, weet jy, daar's gemeenskap in die gees, die mense daar buite lei saam met jou. Jy weet daarom, jy is net 'n krimineel wat niemand oor worry nie. Jy weet daar's mense wat vir jou lief is en wat omgee en wat saam met jou deur hierdie ding gaan. En op die einde van die dag het ek geleer, weet dat die Here my wil nader bring, en ek het hierdie super verhouding met hom opgebou wat ek nooit sou seker gehad het nie, want in die buitewêreld is daar net te veel dinge wat jou aandag aftrek en jy het nie altyd daai verhouding nie. Die Here het my kom nader bring en gewys wat se rykdom ek het in my kinders en wat se rykdom ek het in my vrou. Ek bedoel, ek wil graag oor dit ook getuig altyd as ek mense die storie verduidelik. Van my dogtertjie se dood af, my vrou was besig met 'n onderwysstudie of 'n onderwyskursus om haar onderwysgraad te kry.
in die tydperk het sy voltyds gewerk, elke liewe dag. Sy het 'n kind verloor, sy het 'n man 9 maande in die tronk gehad, sy het 9 maande alleen deur 'n swangerskap gegaan en 'n besigheid bestuur en weet vir 'n sekere tyd nog en sy het nog onderwys gestudeer en ten spyte van dit alles het sy nog steeds klaargemaak met 'n persentasie van 80% gemiddeld. En dit is net genade op genade op genade en dit vat 'n baie spesiale karakter en 'n baie spesiale vrou en weet om so iets deur te gaan en so goed daar uit te kom. Natuurlik het sy ook al haar emosionele tye deurgegaan en was dit vir haar bitter moeilik, jy weet. Sy het gesorg dat die pa van haar kinders elke tweede week hulle kinders sien. Sy het gery 250 kilos elke tweede naweek sodat haar kinders se pa hulle kon sien. So belangrik was dit vir haar, sodat die kinders se pa hulle sien. En is net vir my eye-opener gewees en die Here was vandag my hele lewe lank eintlik nog net maar in hierdie tydperk en hierdie journey die Here is net vir my goed gewees en het my gewys hoe ryk ek is en hoe geseënd ek is. Ek meen, ons manne staan om 'n braaivleisvuur en dan sê jy nou maar weet van hierdie fight wat jy en jou vrou gehad het of hierdie nik of hierdie dinge en ek kan altyd net stil bly en sê, weet Karel, ek het nie daai probleme nie. Ek meen ja, my vrou het ook ons onder ons hier en die goeders en jy kan ook deel en so, maar ek kan nie sê wat ander mans kan sê nie. Ek is in alle opsigte net geseën. En ek lees in die Bybel en Spreuke en toe ek deur Spreuke lees terwyl ek daar in die tronk is, kom ek net agter en ek weet nou net keer op keer word ek net herinner as die Bybel praat van vroue van Spreuke, weet dat dit eintlik in 'n moderne tyd my vrou is wat in die Bybel is, weet en hoe geseën ek is. So in hierdie hele journey van 5-6 jaar het ek geleer weet om te bly in die woord. Jy moet 'n verhouding hê met God. Ek het geleer wat is 'n verhouding met God. Ek het die Bybel anders te verstaan. Ek kan nou met trauma enigstens weet ek kan dit verwerk. Ek het nou die tools. Ek weet nou hoe ek kan uitgaan. Ek kan vir die wêreld verkondig goed was die Here vir my en ek kan daai belofte wat ek gemaak het in Matteus kan ek na toe teruggaan en sê ek kan na mense toe gaan en sê hoor jy ek sal nie my God ontken in die publiek nie. En ek kan weet getuig oor wat die Here vir my gedoen het. So op die einde van die dag dit wat ek gesien het as slegte dinge wat in my lewe gebeur het was op die einde van die dag net goeie dinge en ek kom vandag en ek getuig daaroor want ek wil hê die Here moet die wêreld moet weet hoe goed die Here is en vir enige mens meen ek kom nie uit 'n spesiale agtergrond uit of 'n spesiale skool nie meen ek het my struggles deurgegaan in die lewe maar die Here het my kom vat en hy het my hierdie spesiale journey gegee. En weet mense dink altyd dat die goed nie met jou kan gebeur en dat weet die ou wat aan die ander kant van die straat bly weet beter huis het 'n beter kar het en alles weet jy dat hy meer geliefd is deur die Here. Dit intendeel ons nou nie die waarheid is nie. So dit is 'n journey wat my oë oopgemaak het dat ek kan nou met ander mense die storie deel en met hulle vereenselwig as hulle iemand verloor het en 'n moeilike tyd deurgegaan het en my storie met hulle deel en vir hulle weer help. En ja, wat net my belangrik is net dat ek hierdie verhouding nou het met die Here. En ek is nie perfek nou nie. Ek het nog baie sondes. Maar elke keer as ek val, kan ek terugkruip na die Here toe en sê Here, ek is hier, ek is gebroken, ek is daai verlore seun, maar ek weet by U is 'n kans. Ek weet daar's 'n belofte van vergifnis van sonde en 'n pad saam met U en meer as 1000 keer kom die Here en hy sê vir jou, Philip, gee jou hand, ons gaan verder aan, ons worry nie oor die verlede nie, ons gaan vorentoe, kom ons maak reg. So ek kom net vandag en ek getuig net oor hierdie journey en ek hoop dit beteken vir iemand naby.